Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons harte is vervul met dankbaarheid, want U het by ons kom woon deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Nie maar net 'n mag wat in ons harte gestort is nie, maar God, die Heilige Gees, wat by ons sy intrek kom neem het. En juist daarom het ons nou met groot noukeurigheid ook weer ons harte voor U oopgemaak. Diep onder die indruk daarvan dat my gaan en lê, waar ek my ook al wend, my weer ten volle aan U bekend is. Enige gedagte het nog nie eers behoorlik pos gevat, of daardie woorde is op my tong gevorm nie, en U weet dit al. U weet dit alles. En juist daarom kom ons nou ook weer opnuut weer dit wat ons gesing het in Psalm 111, weer rustigheid kry in die wete dat U Uself aan ons verbind. En dat U deur U Gees ons ook lei op hierdie weg van lewenswysheid, om te onderskei tussen dit wat die heel beste is en dit wat nie U naam waardig is. En nou bid ons dat U ook hierdie oomblikke, dat wanneer ons onder die woorddiens verkeer, dat U deur skriflesing en die verklaring en toepassing van U woord ons sal volmaak met U teenwoordigheid, sal volmaak met U Gees, sodat ons as gelowiges wat vol is van U, ook 'n lewensweek wat vol bedrywighede is, tegemoet sal gaan. Maar met 'n nuwe vooruitsig, 'n nuwe lewensuitkyk, waar ons deur U wil laat lei en met U wil wandel. Maak U woord vir ons oop, sodat ons werklik met ontvanklike harte hierna sal luister, en dan ook met ons verbintenis, ons ook sal verbind om dit toe te pas. En waar 'n swakke dienaar U woord verklaar en toepas, is dit ook elkeen van ons se bede, dat U dit wat met U woord in ooreenstemming is, ook oor sy lippe sal bring, om so ook die voeding van U woord ook hier uit te deel. Maak elkeen van ons sterk, maak ons dankbaar. So bid ons al die dinge van U, nie omdat ons dit ooit kan of moontlik sal verdien nie, maar ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons kom vanoggend by die 7de preek in ons reeks prediking oor die Efesiërbrief te staan, by Efesiërs 5 vers 6 tot 20. En nou het ons nie doelloos net Efesiërs 4, die baie bekende gedeelte oor die liggaam en die verskillende
ledemate oorgeslaan nie, aangesien ons dan as die Here wil later in die jaar ook by die toerusting oor ontdek jou gawes redelik breedvoerig by dit sal stil staan. Maar nou vanoggend staan ons dan nou stil by vers 6 tot 20 van hoofstuk 5, net vinnig weer vir die wat nou nie die hele tyd saam met ons was en by ons was nie. Ons het begin by die uitverkiesing en hoe ons verseël is as 'n kosbare pakkie met die oog op die wederkoms deur die werking van die Heilige Gees. En toe het ons oorbeweeg na wie en wat is die kerk? Ons is mense wat ver was, wat nou naby gekom het in Christus. En daarom is daar ook plek vir elke kind van God. En toe het ons by die eerste van 2 gebede stilgestaan in die Efesiërsbrief, die een aan die einde van hoofstuk 1, en dan ook het ons stilgestaan direk daarna by daardie kragtige dinge wat God ook in en deur ons doen, daardie pilare waarop ons lewens rus. En toe het ons verlede week stilgestaan by die oorgang na die praktyk. Jy sal onthou hoe dit ons dan ook vir mekaar gesê het, dat nederigheid, sagmoedigheid, verdraagsaamheid en dan ook lankmoedigheid die pilare is waarop die lewensbrug dan rus. En nou gaan ons voort met die lewenspraktyk uit Efesiërs 5 vers 6 tot en met vers 20. En nou, broeder en suster, terwyl ons dit lees, neem net in ag dat die klem hier val op vervul met die Heilige Gees. Vol word. Maar hierdie begrip vervulling met die Gees staan eintlik in 'n driehoek van sinonieme. Vervulling, ander plekke soos in Romeine word daar gepraat van gelei deur die Heilige Gees en dan in Galasiërs wandel met die Heilige Gees. Al 3 sinonieme wat elkeen net by 'n ander venster gaan staan en 'n ander perspektief benader. Vers 6. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Ontbloot dit. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied: word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, en hoor nou, en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere, sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons onderstreep vers 18 as ons fokusvers. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee,
laat die Gees julle vervul. En dan volg daardie uitvloeisels daarvan, die sin en die dankbaarheid. En hoe dat dit eintlik in direkte teenstelling staan met dit wat in die eerste 5 verse dan ook met ons gedeel is. En dit is naamlik dat ons nie die Heilige Gees moet bedroef nie. Geliefde broeder en suster en ook ons jonger kinders, die Here is toe nie 'n ver God wat daar ergens agter een van die wolke kwai na al hierdie mense soos ons hier op die aarde kyk. Die Here is naby aan ons. Trouwens, hy het sy intrek by ons kom neem. Nou so kragtig is hierdie nabyheid van die Here. Dat wanneer ons by die boek Genesis begin en ons blaai deur tot by die boek Openbaring, wat ons nie vanoggend gaan doen nie, is daar veral 6 aardse adresse wat ons dan in die Bybel opgeteken vind, wat aandui op hoe 'n besondere manier die Here by ons tuis is. Dit begin in die paradys, in 'n tuin. En dan staan daar, in hierdie tuin het die Here met die mens gewandel. Maar dan daardie groot wandplank, moedswillige ongehoorsaamheid, en die mens word uit hierdie adres van die paradys, uit hierdie tuin uitgedryf. Daarna lees ons van 'n tweede adres waar die Here tuis kom. En dit is dan in 'n tent. 'n Tent van ontmoeting in die woestyn, hoor u? Vanaf die tuin, die paradys, na 'n woestyn. Vanaf die tuin na 'n tent. Maar wanneer die Israeliete na daardie tent van ontmoeting gekyk het, en 'n vreemdeling sou hulle vra, maar wat is dit? Sou hulle gesê, dis die sigbare teenwoordigheid van die Here. Maar dan baie gou, na al hierdie jare in die woestyn en die deurtrek in die beloofde land, word ook daardie tent maar net nog 'n tent. En kom mense eer en mense self sig weer op die voorgrond. Sodat ons heel later dan ook lees van God se derde adres, wanneer die tempel gebou word. Maar ook die tempel waar offers gebring is en die volk die versoeningswoorde hoorhuis het. Daardie tempel word platgemaak, word as ware verwoes, want God is uit die tempel uitgehaal en van die tempel word 'n gelukbringer gemaak. En dit alles wys heen en gryp vooruit na daardie vierde adres, Johannes 1, waar ons Here mens word en so staan dit vir ons opgeteken. Hy sy tabernakel, sy tent in ons midde kom opslaan het. En juis hierdie tent wat ons Here Jesus met sy teenwoordigheid onder ons kom opslaan, wat dit moontlik maak dat daar 'n vyfde adres is. Dit is wanneer God in sy grootheid en op grond van daardie versoening van ons Here Jesus Christus, deur sy Gees by ons kom intrek. En ons sê weer, broeder en suster, die Gees is nie maar net 'n krag of 'n mag wat ergens sweef nie. Dis 'n persoon. Die derde persoon
in die drie eenheid. God self kom by ons tuis. En dit, broeder en suster, is die tyd waarin u en ek lewe. Die tyd van daardie 5de adres, wat ook met hierdie arms van verlange uitsien, na die laaste en die 6de adres, 'n nuwe aarde, onder 'n nuwe hemel. Maar nou, wanneer God sy gees uitstort, dan doop hy ons ware in sy gees. Ons sou kon sê, hy het my lewe en hy het die kerk se lewe aan die brand kom steek, toe hy die Heilige Gees uitgestort het. En so word ek deur die geloof eenmal gedoop met die Heilige Gees. Maar nou lees ons hier, God duld nie onwettige besetters by sy adres nie. God duld nie mense wat die naam van gelowiges het en dra, maar wat of deur hulle self of deur ander dinge in besit geneem word. En daarom die kragtige woorde van ons skrifgedeelte, dat ons vol moet word, vol getap moet word van die Heilige Gees, wat ook in ons lewens tuis gekom het. Ek moet elke dag meer en meer onder sy bestuur staan, deur hom gelei word, want dit is sy woning, dit is sy adres. Nou broeder en suster, kom ons kyk na hierdie kragtige gedagte, van word vervul, met ander woorde, stel jou gewillig onder die leiding van die Heilige Gees, sodat jy vol getap kan word, jy so vol van hom kan wees, dat alle eer hom toekom. En nou is dit baie interessant, dat wanneer daar melding gemaak word, van word vervul met die Heilige Gees, dat het in 'n direkte stryd, in 'n direkte teenstelling geplaas word, met moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Met ander woorde, moenie onder beheer van dit kom, wat jou later so beheer, dat dit nie meer jy is wat handel, nie meer is jy wat praat nie, maar dat dit iets in en deur jou is, wat eintlik die oorhand oor jou kry. Hier word die voorbeeld gebruik van, moet jy nie te buite gaan, aan drank nie. Maar dit sou ook enige iets anders kon wees. Dit sou ek self kon wees. Dit sou ander magte, dit sou ander gedagtes, dit sou enige iets anders in hierdie wêreld wees. Broeder en suster, wat so die oorhand kry, dat ek onmiddellik by die aanhoor van dit wat mense sê en waaroor hulle praat, kan hoor en bemerk dat iets anders beheer oor hulle het. Opmerklik nie? Wil ek weet of iemand vervul is met allerlei ander dinge, of met die Heilige Gees. Kom ons luister net, wat by ons monde uitkom, en die manier waarop ons hierdie dinge met mekaar sou deel. So wanneer ons dan nie deur iets anders in besit geneem mag word nie, kom hierdie gedeelte in Efesiërs en sê, maar word vol van die Heilige Gees. Letterlik en met eerbied vertaal, word dronk. Word so vol van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees die beheer oor jou lewe begin neem, jou woorde, jou gesprekke, jou gedagtes, word vol getap van hom. Broeder en suster, dit is die krag van hierdie gedeelte. Dit neem geen mens lank om uit te vind.
of die persoon met wie hy of sy gesels geesvervuld is of nie. En dit is die daaglikse verantwoordelikheid wat op elkeen van ons se skouers geplaas word. Stel jou gewillig onder God se werk, dat hy jou kan volmaak met die Heilige Gees. Nou broeder en suster, nou begin hierdie gedeelte oor die geesvervuldheid. Nie maar net hier om in 'n vakuum as 'n opdrag oor ons uitgespreek te word. Dit word deeglik geanker, kom ons sê, met een van die kragtigste denkpenne denkbaar, wanneer die Bybel hier vir ons in Efesiërs 5, en gaan tel maar by die huis, hoeveel keer daardie refrein van lig gebruik word. Wanneer daardie pen in ons lewens geanker word, julle is kinders, julle is mense van die lig. Nou kom ons dink so daaraan, dat as die Here my met 'n bepaalde doel hier op aarde geplaas het, my as 'n boom kom plant het, as 'n plant hier op aarde kom plaas het, om vrug te dra, het daardie plant sekere dinge nodig om te kan fotosinteer, sekere dinge nodig om te kan groei, waarvan lig 'n absolute belangrike bestanddeel is, en suurstof aan die ander kant. Die lig waarvan die Bybel hier praat, is die lamp, die lig van God se woord, wat hy kom opsteek het in ons midde. Terwyl ons met eerbied gesê ook kan sê, die Heilige Gees se werking is die suurstof wat ons nodig het. En so bring hierdie geleesde gedeelte ons elkeen, broeder en suster, hier in 'n hemelse laboratorium, waar ons hier onder daardie mikroskoop kom staan, en ons ook ons lewens toets aan die lig en suurstof toevoer in ons lewens. U kom agter. Laat ons nie die geleentheid by ons net laat verbygaan. Want die saak waaroor dit hier gaan, is van lewensbelang in elkeen van ons lewens. En daarom trek ons die gordyn by die behandeling van die gedeelte oop. En wanneer ons dit ooptrek, dan bemerk ons, broeder en suster, dat omdat God ons kinders van die lig gemaak het, moet ons elke dag vol getap word deur die Heilige Gees. En nou is daar 2 skaniere wat ons dan ook gebruik om hierdie venster oop te maak. Dis aan die een kant hierdie kragtige rede van waarom ons anders moet lewe. En dan in die tweede plek, as ons dan nou anders lewe met 'n ander doel, wat moet daardie lewenswyse in my lewe behels? So dit gaan oor die wat en die hoe, as ons dit so kan uitdruk, van om nuut te wees in Christus. Nou broeder en suster, en ons jonger kinders, hoe kragtig is dit nie? Daar word vir ons gesê, julle is nie meer in die duisternis nie, maar julle is in die lig. Duisternis, die simbool wat gebruik word vir om ver weg van God te wees, om vervreemd van God te wees. Dis wat gebeur wanneer ons in sondige lewenspraktyke dag na dag vasgevang bly. Dan vervreem ek myself van hierdie groote en hierdie almagtige God. En nou sê die Efesiërbrief, dit is julle nie, want God het julle mense van die lig gemaak, en lig is dan die simbool van sy teenwoordigheid,
van sy nabyheid, van sy aanwesigheid, van hierdie wete dat hy by ons kom bly het. So wat maak my lewe lig? My lewe is lig omdat God in ons lewens teenwoordig is. Nie miskien nie net so ligtelik nie, maar werklik by ons teenwoordig is deur die inwoning van die Heilige Gees. En dan, broeder en suster, dan kom die apostel Paulus en maak vir ons die saak baie duidelik. Dat indien ons dan kinders van die lig is, dan is daar twee baie belangrike sake wat ons nie durf miskyk nie. In die eerste plek bepaal God die lewensstandaard. Hy bepaal die koers. Maar nou sê die gedeelte ook, dan word ek ook daartoe gedring en daartoe opgeroep om die tyd uit te koop. Want dis genade tyd in my lewe. Kom ons kyk kortliks na die twee gedagtes. Nou broeder en suster, in Efesiërs 5 vers 8 lees ons dan die volgende. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Sien jy, die Here vra nie iets van ons wat ons nie kan doen nie. Hy kom eers en hy gee. En nadat hy lig gegee het, reg aan die begin by die skepping, maar dan ook hier by die herskepping, wanneer ons Here Jesus Christus na die aarde toe kom, praat Johannes van die lig wat in die duisternis kyk. God gee dit. En nadat hy dit gee uit genade, gaan sê hy vir ons, gaan en doen dit in jou lewe. In die klein en in die groot dinge, in die konkrete dinge, daar waar jy jou voete neersit, daar waar jy dinge bedink, leef dan as mense van die lig. Want as ek in die lig lewe, sê Johannes vir ons, dan is ek 'n kind van God. Iemand wat in die duisternis lewe, durf in daardie sin van die woord nie aanspraak te maak daarop, dat hulle kinders van God is nie. Miskien dalk ongehoorsame kinders van God, wat die pad van bekering moet loop. Die pad van hartgrondige omdraai en terugdraai na die Here toe. So, wat Paulus hier sê, die Here bepaal wat in ons lewens moet gebeur, en wat is die maatstaf? Daardie praktyke van die lig. En net nadat Paulus dit hier in vers 8 gesê het, vervolg hy dan ook en hy sê, dan uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Daar staan letterlik in die oorspronklike, die vrug van die lig. Die vrug van die lig is 4 sake. Die vrug van die lig is dat ek in die heel eerste plek 'n lewe van integriteit sal lewe. Hier word die woord gebruik van uit die lig kom alles voort wat goed is. Met ander woorde, 'n lewe van integriteit, as ons dit nou verder ontleed, behels dat ek ook sal goed doen, nie net teenoor die waarvan ek hou nie, maar ook die wat nou nie sulke groot gunstelinge in my boekies is nie. Dat ek 'n lewe van integriteit sal lewe, en dat ander ook kan sien, maar hier is 'n persoon, wie se lewe dan rus in God se groot genade en in God se goedheid. Maar hierdie lewe van integriteit behels dan ook dat ek 'n lewe sal leef waarin ek van vroeg tot laat in my lewe ingestel is op reg. Nie reg soos wat ek dink reg en verkeerd sou wees nie, maar wat vir God reg is. Dat dit gaan oor wat vir God goed is
en wat vir God reg is. Dit kan nie bietjie reg wees en ander kere meer reg wees nie. So, ek is dan ingestel op dit wat God wil hê wat ek moet doen, om dit reg te doen, maar dan wanneer ek reg doen teenoor God, dat ek ook reg sal doen aan die persone hier naby aan my, hier langs my, die persone saam wie ek werk, die persone wie oor my lewenspad elke dag kom. En dan in die derde plek, dat ek dan ook in dit alles, broeder en suster, ook dit sal doen wat die gedeelte sê, dat dit waar is. Met ander woorde, opregtheid in my lewe. Daar is min dinge wat mense wegstoot, soos iemand wat nie opreg is nie. En dan trek die apostel Paulus dit saam en hy sê, dit begin alles by eksamineer. Stel vas wat vir die Here reg en vir die Here goed is. Hoor u, dit bring ons op ons knieë. Dit bring ons by die woord van die Here uit. Dit bring ons by die gebed uit. Want hoe kan ek dit met my eie vermoë doen? Want net voordat ek my kon kry, dan het ek my hier meer verloor. Net voordat ek iets reg moet doen, dan het ek weer met dit wat by my mond uitgekom het, vure aan die brand gesteek. Gedurig weer sit ons met hierdie broeging in ons binneste van dit wat ek graag wil, dit doen ek nie. Maar daardie slegte dinge wat ek nie wil nie, dit doen ek dan wel. En dan, dit bring ons by daardie 3 begrippe. Die eerste belangrike begrip, hoe word ons daartoe bemagtig om dit te doen wat die gedeelte sê, om die vrug van die lig te dra. Deur in die eerste plek deur die Heilige Gees gelei te word. En hierdie woord lei beteken deur dan ook my op 'n gewillige, nederige, dankbare wyse oop te stel dat God die Heilige Gees die koers in my lewe bepaal, dat hy die gids is. Dat daardie sting en daardie beheermeganisme van die lewe nie deur my gebruik en misbruik word soos ek wil nie, maar dat die Heilige Gees my sal lei om die regte besluite te neem, om die regte dinge te doen, om die regte dinge te praat, die regte dinge te bedink. En dan baie belangrik, broeder en suster, dat wanneer die Heilige Gees my lei, hy die gids is, wat my lewenstree se koers bepaal, kom hier 'n baie belangrike saak uit. Dan kom ek by daardie punt uit om te besef hoe belangrik die hier en die nou, hoe belangrik vandag in my lewe is. Die belangrikste dag is nie daardie dag wanneer ek dan nou alles vermag het in die lewe wat ek graag wou vermag nie. Die belangrikste dag is nie daardie dag wanneer ek die heerlikste vakansie denkbaar kan ervaar nie. Maar die belangrikste dag in my lewe is vandag. Vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie, koop die tyd uit, want dit is genadetyd. Net so, dan gaan genadetyd verby. En kyk maar, wat skryf die Bybel alles oor Noag en die mense in Noag se tyd. Hulle het Noag as 'n gek bestem om 'n tyd van droogte hierdie reuse skip te bou. En dan op 'n gegeewe moment gaan daardie ark se deure toe. Genadetyd verby. Nou gebruik Paulus 'n woord van 'n handelaar, 'n woord wat uit daardie handelsbedryf van daardie tyd kom. Hy sê, wie is dan soos daardie handelaar wat met sy of haar kennis die regte item op 'n mark identifiseer en onmiddellik daardie item van daardie mark af loskoop of uitkoop omdat dit waardevol is. So met dit wat God se woord aan ons gee,
met elke dag waarin ons kan opstaan, elke dag ook weer nuwe lewensasem het. Koop daardie tyd uit. Met ander woorde, gebruik daardie tyd, gebruik daardie dag, gebruik daardie oomblikke, deur dit dan ook te vul met dit wat tot eer van die Here strek. In my werk, in my private lewe, daar waar ek myself bevind. Gebruik tyd, want tyd is gladder as seep. Voor ek my kon kry, dan is dit uit my hande uit. Maar hoe moet ek dit doen, sê Efesiërs 5? Doen dit met wysheid. Met ander woorde, onderskeidingsvermoë. Onderskei die dinge waarop dit werklik op aankom in jou lewe. Moet jou nie laat intrek in die praktyke van die duisternis, maar doen dit wat die Here verheug. Wandel met God die Heilige Gees. U sien, gelei deur die Gees. Wandel met die Heilige Gees, wat getuig daarvan dat my lewe, omdat ek met God die Heilige Gees wandel, wat sy adres by my kom opslaan, dat dit hierdie vreugde is om elke dag op te staan. Al voel dit soms nie vir my so nie. Vanweë drukte, vanweë al daardie spertye, vanweë 'n magdom probleme in ons wêreld. Wandel met die Heilige Gees. En dan, broeder en suster, dan word hierdie derde punt en daardie derde been van die lewensdriehoek vir ons voltooi, wanneer daar met groot nadruk geskrywe staan. Maar vervul julle, word vol van die Heilige Gees. Natuurlik is dit iets wat God gee. Maar hy vra ook van ons hierdie dankbaarheidsverantwoordelikheid om my elke dag op 'n gewillige wyse, al bidende voor hom te kom neerplaas. Grote God, maak my vol, tap my vol, dat my hele lewe deur U beheer kan word. Vervul my so, tap my so vol, dat daar breed en groot oor my lewe geskrywe staan, nie onder my bestuur nie, nie onder die bestuur van dinge nie, maar onder die bestuur van die Heilige Gees. En nou is dit baie opmerklik, dat wanneer ek so vol getap word, dan gebeur daar iets kragtigs. Dan gebeur daar iets ongelooflik kragtig. Daar staan, en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere, sing met julle hele hart tot eer van die Here. Iemand wat so vol is van die Heilige Gees, broeder en suster, kan nie anders as om al singende van hierdie grootheid van God te sing. Want dit het my lewe immers volkom maak. En nou word daar gesê psalms en gesange en ander geestelike liedere. Dieselfde het ons by Psalm 150 gesien. Daar is geen perke. Geen perke aan hierdie dankbaarheid wat uit my wese straal. Want hoekom, wat doen ons as ons sing? So staan dit letterlik in die oorspronklike. Dan is ons as gelowiges besig om mekaar te bepraat. Ons is besig om vir mekaar te preek. En daarom is dit eintlik so jammer, broer en suster, dat ons in die gereformeerde en reformatoriese tradisie kerkgeboue gaan ontwikkel het oor die jare, waar ons in mekaar se agterkoppe vaskyk. Wanneer ons hier in 'n kerkgebou sing, dan praat ons eintlik hier in iemand anders se agterkop vas. Die ideaal sou wees dat ons vir mekaar moes kyk, maar nou is dit nie prakties moontlik nie. Maar tog kan ons dit in die Gees doen, is dit nie? Om van harte te sing, om ander broeders en susters op te bou deur wanneer ek sing.
om daardie woorde eintlik op 'n biddende wyse oor te dra en te sê, dit is my gebed vir jou. Wanneer ons sing, juig al wat leef, juig voor die Heer, dat ons eintlik vir mekaar kan aanspoor en sê, kom ons almal juig saam die naam van die Here. Ons juig hier ook, nou en ook daar buite. En dat ons dit in wyeer wordende kringe doen. Ek kom agter, broer en suster, as ek vol getap word, dan is ek iemand wat die krag van die gebed ken, maar ek ken ook die krag van sang in my lewe. Want dan eers, broer en suster, word die lewe 'n fees. By aardse feeste het ons allerlei middele nodig. Iets om ons te help, en ons sê dit met eerbied, om net gou lyf te kry, om in die regte gemoedstemming te kom. Maar nou sê Efesiërs 5, nee, ons hoef nie op allerlei maniere, deur 'n misbruik van 'n klomp dinge, eers lyf te kry voordat dit 'n fees is nie. Ons lewe is 'n fees, en 'n fees is net 'n fees wanneer daar iets of iemand is wat belangrik genoeg is om daardie fees voor te hou. God die Heilige Gees woon in ons. En wanneer ek dan vol word elke oomblik van die dag van, dan is daar die lewensdriehoek vir ons gesluit. En alles wat elke dag gebeur binne die ruimte van daardie driehoek. Vervul wat 'n linkerbeen het van gelei deur die Gees, maar ook 'n regterbeen het van ek wandel met die Heilige Gees. Broer en suster, kom ons dink aan die hand van ons reeks prediking hieroor na. As ons sê ek is vervul, dan sê dit my lewe is nie leeg nie. Ek is vol van God se teenwoordigheid en dis 'n sekerheid. En omdat hy daar is, wil hy ook hê dat ek in alles wat ek doen deur hom gelei moet word. Hy moet die gids wees. En dan word my lewe 'n lewe van vreugde, want ek wil met die Here wandel in alles wat ek doen. Doen ons dit nie, broeder en suster, bedroef ons die Heilige Gees. Maak hom hartseer. En dan is die praktyke van die duisternis eintlik iets wat my rondsleep en my boelie in hierdie lewe. Hierteenoor sê ons vir mekaar, nee, volgetap om voluit oor hierdie groote God te praat, te sing en te bid. Amen. Ons gaan daartoe oor om saam te bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons mag weet dat U by ons kom woon het. En ons dankie dat die ligte in ons reuse lewensvertrek aangekom het. Want U het dit aangeskakel. En ons dankie dat ons ook op biddende wyse van U kan vra om ons vol te maak met U teenwoordigheid en met die dinge wat U wil hê ons moet gebruik om hierdie lewensvertrek mee te vul. Wil U gee dat dit werklik
praktyke van die lig sal wees. En help ons om in ons gesprekke, in ons omgaan met mekaar, dan ook te sing van u grootheid, nie net wanneer dit goed gaan nie, maar ook wanneer ons omstandighede beleef, wat vir ons beproewingsvol is. Gee ons die krag om ook vir mekaar daar te wees, as geesvervuldes, om uit u volheid ook te deel, dit wat ons lewens vul, deur praat, bemoediging, vermaning, en deur ons sang. En help ons om dit van harte te doen, want u woon ons immers van binne af in. Daarom lei ons om vol van u te wees. Dit bid ons alles nie omdat ons dit verdien nie, maar ons pleit dit van u in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.